Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag vriende, ek is Gerard. Dis my voorreg om vandag saam met jou te kuier by Doxadeo Tuinroete se aanlyn boodskap. Voor ons gesels uit die Bybel uit, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die tyd wat ons kan eenkant sit en baie dankie dat ons dit in vertroue kan doen. Dat U, die Heilige Gees, besig is met 'n goeie werk in ons en deur ons. En U wat hierdie werk begin het, is getrou. U wat ons geroep het, is getrou. U sal dit ook doen. U voltooi hierdie werk. Dankie dat ons saam met U kan werk, ook in hierdie tyd wat ons eenkant sit. En daarom bid ons, Here, gebruik dit, praat met ons deur U Gees, deur U woord, tot eer van U naam. Amen. Vriende, dit lyk vir my, as ek kyk na hoe die Here ons as mense geskape het, dat ons bedoel is om te ontdek, te verken, nuuskierig te wees. Dis hoe ons in die wêreld inkom, dink maar aan babatjies, maar dis al die kapasiteite wat ons het. Dit lyk of die Here ons so mekaar gesit het, dat ons kan ontdek en verken. Miskien is dit hoekom die toerisme-industrie so groot is. Mense wil self dinge sien, self verken, al is daar nou min plekke wat ons vir die eerste keer kan ontdek, wil ons self verken, self sien. Ons is nuuskierig, dis hoe ons aan mekaar gesit is. En ek dink een van die grootste redes hoekom die Here vir ons al hierdie kapasiteite gegee het, is om op die grootste ontdekkingsreis van ons lewe te gaan. En dit is om te ontdek wie Jesus is. Natuurlik is dit nie 'n eenmalige ontdekking nie. Dis 'n lewe. Want wanneer ons ontdek wie Jesus is, meer en meer, ontdek ons wie en hoe God is, die een wat alles geskep het. Wanneer ons ontdek wie Jesus is, ontdek ons wat menswees bedoel was om te wees. En dit is ons jaartema. His glory, our story. En in 'n sekere sin is dit ook hoekom 'n lewe van integriteit saak maak. Hoe ek en jy lewe maak saak. Want dit gaan oor Jesus se heerlikheid, sy heerskappy, sy koningskap. Hoe hy sy koningskap implementeer in ons wêreld is deur die lewens wat ek en jy leef. Daarom maak dit saak hoe ons lewe. En ons het die vorige 3 weke hieroor gesels, 'n lewe van integriteit, een lewe. Ons gaan nou so 'n bietjie vir 'n ruk kuier uit Psalms uit. En is baie interessant dat Psalms op dieselfde manier begin. Die geleerde mense wat nou die kultuur en die taal en die geskiedenis ken van hierdie wonderlike boek, sê dat die eerste Psalms is die inleiding vir die hele Psalmboek. Party sê dis Psalm 1 en 2, en jy sal sien in die 2020 vertaling in Afrikaans word Psalm 1 en 2 boek 1 genoem. Party mense sê nee, dis Psalm 1, 2 en 3 wat die hele Psalmboek inlei. Maar al twee sieninge maak dieselfde punt. Daar's die groot storie, Psalm 2. God se internasionale agenda. God wat met die nasies praat oor die koning wat hy gesalf het. En ons weet, Psalm 2, ons het soveel daaroor gesels, want dit word soveel aangehaal in die Nuwe Testament, ook veral in Hebreërs. Psalm 2 gaan oor Jesus, die gesalfde koning. En God se internasionale agenda, want hierdie koning het nou erfbesit van alle nasies. As jy na 'n wêreldkaart kyk, dis wat jy sien. Dit wat aan Jesus behoort. Elke nasie, hy's die koning. Dis die groot storie. Dis die een kant van die muntstuk. Maar die ander kant van dieselfde muntstuk
is die ander Psalm. Psalm 1 en Psalm 3, maar ons gaan vandag fokus op Psalm 1. Baie persoonlik. My en jou storie, wat hierdie Psalm beskryf. His glory, our story. En dit is baie interessant hoe Psalm 1 en baie ander psalms en baie dele in die Bybel metafore gebruik om my en jou storie te beskryf. 'n Metafoor is 'n wonderlike ding. Partykeer is 'n definisie net nie genoeg nie. Dit waaroor ons praat is te groot om net 'n handboek definisie te probeer gee. Dan het ons metafore en stories nodig. 'n Metafoor nooi jou in sodat jy amper die ding van binne af kan leer ken. En dit is hoe Psalm 1 skryf oor my en jou lewe. Kom ons lees saam. Gelukkig is die mens wat nie die raad van die goddeloses volg, nie op die pad van die sondags gaan staan en nie in die byeenkoms van die spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend prewel. Dis wat mediteer beteken. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak gedei. So is die goddeloses nie. Inteendeel, hulle is soos kaf wat die wind wegwaai. Daarom sal die goddeloses nie kan opstaan tydens die regspraak of sondags in die byeenkoms van die regverdiges nie. Ja, die Here sorg vir die pad van die regverdiges, maar die pad van die goddeloses loop dood. Eintlik is die twee beelde, né? Die een beeld is 'n pad. 'n pad, 'n reis. Dis hoe die Bybel baie keer die mens se lewe beskryf. Dis 'n wandel, dis 'n pad. En hoe tragies, hoe hartseer dan daar mense is wat 'n pad kies, wat doodloop, wat nêrens heen gaan nie, 'n doellose lewe. Teenoor dit is daar 'n ander pad, die pad van die regverdige. Die Here self is geïnteresseerd in die pad. Dis 'n pad, dis 'n lewe wat betekenis het, want God het 'n doel met hierdie persoon. En die Here dra sorg vir hierdie pad. Kry dieselfde idee in die ander beeld. Jy die kaf is mos nou as hulle die koring geoes het in daai dae, dan het hulle dit buite gevat en geslaan en die koringkorrels wat swaarder is, het op die grond geval. En die kaf, die omhulsel waarin die koringkorrel was, het weggewaai. Selfs sou hulle dit baie keer in die lug opgooi, dan waai die kaf weg. Dit beteken niks. Tragies dat daar mense is wat so lewe kies. Teenoor dit, die lewe van die regverdige is soos 'n boom, geplant by waterstrome. Die boom groei en sy blare is standhoudend. Dit praat van gesondheid, né? Dis 'n gesonde mens en hy gee vrug, mens wat impak maak, 'n lewe met betekenis wat impak maak. En dit kan klink of die Psalm net twee lewens kontrasteer, die goddelose en die regverdige, en nou kan ons kies. Maar die woorde wat die Psalm gebruik doen baie meer as beskryf net 'n keuse wat jy het. Die Psalm begin met geseënd. Dit het 'n element van gelukkig wees, maar dis meer as dit. Geseënd en regverdig en die mense wat die wet het, dis hoe God se volk in die Ou Testament beskryf is. Sy mense. En vriende, hier moet ek en jy nou 'n bietjie stil staan, want kan maklik veel voel of die Psalm oor iemand anders gaan, maar hoor gou mooi. As die Bybel praat van geseënd en regverdig in die Nuwe Testament, dan is dit ek en jy wat beskryf word. Ons wat in Christus is. Jy onthou, ons het hieroor al gesels, maar kom ons sê dit weer. Romeine 5 vers 18, daarom dan, soos deur die oortreding van een mens, veroordeling oor alle mense gekom het, deur Adam se sonde, het alle mense onder die oordeel gestaan en was ons almal sondaars. So het daar ook deur die een mens se gehoorsame optrede vir alle mense regverdiging
tot die lewe gekom. Sien jy die boom? Kan jy hom sien? Die lewe. Dis wie ons nou is. Hoe? Deur een mens se gehoorsame optrede, Jesus se dood aan die kruis, het my en jou kom insluit, en ons is nou soos bome wat geplant is in Christus. Die waterstroom, die stroom van die Heilige Gees wat nou in ons woon en werk, voed ons, en ons kan mense wees wat groei en lewenslewe wat gesond is en vrug dra, 'n impak maak. Ons is nou God se volk, die mense wat in Christus is. Met ander woorde, Psalm 1 is nie net 'n beskrywing van 'n keuse nie. Psalm 1 is 'n beskrywing van 'n lewe, die lewe waaraan jy nou deel het, omdat jy in Christus is. Psalm 1 vertel jou storie. Jy is soos 'n boom, geplant by waterstrome, en jy groei, en jy het blare, en jy dra vrug. 'n gesonde lewe, en dit is hoe Psalm 2, God se internasionale agenda, ek wil nou amper sê, voete kry. Dis hoe die lewe van God hierdie wêreld beïnvloed. Deur mense soos ek en jy, wat nou regverdig is in Christus. En ons sien iets hierso. Die stroom gee voed die boom. Dis wat maak dat die boom kan groei. Maar hierdie groei is nie iets wat van self gebeur nie, want die psalmskrywer sê, die regverdige, hierdie man wie se lewe hier beskryf word, en vrou natuurlik, hierdie persoon wie se lewe hier beskryf word, is iemand wat deelneem aan die groei. Hulle mediteer. Letterlik beteken dit om mymerend te prewel, die wet van die Here. Nou hier moet ons weer besef, ons lewe nie meer in die psalmskrywer se tyd nie. Vir hulle was die wet, die Torah, die eerste 5 boeke, die storie van hoe God hulle verlos het. Dis hoe hulle God se volk geword het. En hoekom het God hulle as volk gekies? Want hy het met Abraham 'n verbond gesluit om die probleem van Adam aan te spreek. So God gaan hulle as 'n volk gebruik om die vloek wat deur Adam in die wêreld ingekom het, te oorwin en om die nasies van die wêreld te seën. Die wet sê vir hulle, vertel vir hulle die storie, en die wet beskryf ook hoe lyk dit nou om hierdie mense te wees aan wie God homself verbind het, die Torah. Maar dit is baie interessant, as Moses vir die mense die wet voorhou, hier aan die einde van die Torah, Deuteronomium 30, voor hulle nou die beloofde land ingaan, dan sê Moses, hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is nie vir jou te moeilik nie, dit is nie te ver weg nie, dit is nie in die hemel nie, sodat jy moet sê, wie sal vir ons na die hemel opgaan, sodat hy dit vir ons kan gaan haal, en ons dit kan uitvoer. Nee, die woord is baie naby jou, in jou mond, en in jou hart, sodat jy dit kan uitvoer. Paulus gebruik presies dieselfde woorde wanneer hy in Romeine 10 die woord beskryf, die boodskap wat hy oor Christus verkondig. Hoor wat sê hy? Die regverdiging deur die geloof word so verwoord. Moenie in jou hart sê, wie sal na die hemel opgaan? En dan so gaan hy aan, met die bedoeling om Christus af te bring. Nee, wat sê dit? Hier by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. So waar die mense wat die Psalm geskryf het en dit die eerste gelees het, die Torah bedink het en gemediteer het, mediteer ons die wet van Christus, die woord aangaande Christus, die boodskap wat die storie vertel, hoe God ons verlos het, eintlik die storie waarheen Exodus en die wet heen gewys het, die groot verlossing wat God bewerk het, deur Jesus se lewe hier op aarde, sy dood, sy opstanding, toe hy in die hemel ingeneem is, die verlossing wat God bewerk het in Christus, is nou die wet wat ons bedink, mymerend prewel. En vriende, hier is die beeld, hierdie boom groei as gevolg van sy wortelstelsel, wat die voeding intrek uit die bron uit.
Dit wat God vir ons in Christus gedoen het, is die bron van ons lewe. Ons is geplant in Christus. Ons kan niks gedoen het om dit te verdien nie. Dis een daad, sy gehoorsaamheid, wat tot regverdiging en lewe gelei het. Ons is nou die regverdige, wat soos 'n boom is. Ons is geplant in Christus. Maar ons neem deel aan die groei. Dis iets wat onder die oppervlak gebeur. Wortelstelsel. Ons mediteer die boodskap oor Christus. Om te ontdek dat Jesus die Christus is en dat ons by hom ingesluit is nie 'n eenmalige ontdekking nie. Dis 'n manier van lewe, dag in dag uit. Soos die Psalm sê, oordink ons. As jy mymer en preek wil, is dit net jy wat hoor, né? Net jy wat hoor. Dit is wat God vir my in Christus gedoen het. Deur een daad van gehoorsaamheid is ek nou regverdig. Mymer en preek dag in dag uit. En so is die boom se wortels onder die grond besig om voeding in te trek. En hierdie boom groei. En ek wil vandag 'n manier van mediteer op die tafel sit. Die mense wat nou die psalms kan bestudeer in die oorspronklike taal en konteks, sê byna 'n kwart van die psalms is dankpsalms. Ek wil jou uitnooi om dankbaarheid te sien as 'n manier wat ons die wet, die woord aangaande Christus bedink, dag in en dag uit. Die Hebreërskrywer maak 'n baie treffende opmerking in Hebreërs 12, as hy nou praat oor dit waaraan ek en jy deel gekry het. Dan sê hy, daarom terwyl ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God daardeur op 'n welgevallige wyse dien. Daardeur, hoe? Deur dankbaarheid. Ek wil jou uitnooi om dankbaarheid te sien as 'n manier wat hierdie boom se wortelstelsel, hierdie voeding van die lewe in Christus intrek. Dis die meditasie, die mymer en preek, dankbaarheid. Die psalms is vol daarvan. Partykeer is dit 'n psalm waar die psalmskrywer mense oproep tot dankbaarheid. Psalm 107 vers 22, hulle moet aan hom dankoffers bring en met jubelkrete sy dade vertel. Partykeer is dit God wat deur die psalmskrywer mense oproep tot dankbaarheid. Psalm 50 vers 23, wie dankoffers bring, eer my en wie wegbaan, ek sal hom God se verlossing laat ervaar. Wegbaan, met ander woorde, dankbaarheid is 'n manier van lewe. Baie keer is dit die psalmskrywer self wat aan God dank bring deur die psalm. Psalm 116 vers 17, aan U sal ek dankoffers bring en die naam van die Here aanroep. En elke keer as ek so 'n dankpsalm lees, dink ek aan Paulus. Hy doen dit in Efesiërs 5, hy doen dit in Kolossense 3, wat hy ons wat nie Jode is selfs aanmoedig. Ons sing ons geestelike liedere. Ons sê vir die Here dankie, die geestelike liedere wat geskryf is hier in ons kultuur, ons tyd en selfs terug in die geskiedenis, maar hy moedig ons ook aan om hierdie liedere wat meer as 2500 jaar oud is, te gebruik. Psalms sing in julle harte. Aan U sal ek dankoffers bring. Selfs wanneer die woord dankbaarheid nie in die psalm voorkom nie, is dit baie keer die strekking van 'n psalm. En die bron van dankbaarheid is altyd God se indrukwekkende dade. Hoor hoe sê Psalm 111 vers 2. Indrukwekkend is die werke van die Here. 'n Bron van nadenke vir almal wat vreugde daarin vind. Hier is 'n bron van groei is Christus self. Maar een van die maniere wat ons wortels diep laat ingaan in daai lewe, is mediteer. En 'n manier van mediteer is in dankbaarheid, om die Here te dank. 'n kwart van die psalms
doen dit. Hoe sal dit wees as 'n kwart van my lewe gaan om vir God dankie te sê? Dankie te sê vir dit wat hy gedoen het vir my in Christus. Vriende, dit is 'n ander manier van lewe en dit is 'n gesonde manier van lewe. Dankbaarheid. Daar's soveel wat ons hier kan sê. Ek onthou ek het baie jare terug al 'n studie gelees van 300 studente wat gebruik is in 'n studiegroep en hulle was almal mense wat gelei het aan depressie en angstigheid en die sielkundiges en psigiaters wat hierdie studie gedoen het toe nou bevind dat hulle toe hulle vir van die studente vra om briewe te skryf van dankbaarheid, dat daar iets anders was in daai groep. Ek onthou die studie en ek het sommer die week vir AI gevra om net al hulle bevindinge op te som. En hier's wat die opsomming is. Participants in gratitude intervention studies showed significant improvements in mental health compared to control groups, including greater well-being and a reduction in negative emotions. Toe hulle die briewe van dankbaarheid begin skryf, was dit die effek. Gratitude practices were linked to a decrease in symptoms of anxiety and depression. Brain imaging studies revealed that gratitude exercises activated brain regions associated with positive emotions and reward, and increased neural sensitivity to gratitude. Interventions led to observable increases in the expression of gratitude among participants. Toe die mense eers dankbaarheid begin bewys, toe verander iets in hulle breine. Dis mos hoe ons breine werk. Dis soos iemand wat deur die veld stap. Jy stap later 'n paadjie, maar jou brein kan nuwe paadjies vorm. En die beoefening van dankbaarheid het in hierdie mense se breine nuwe paadjies gevorm wat gemaak het dat die beoefening van dankbaarheid makliker gekom het en dat dit 'n geweldige positiewe toestand op hulle gesondheid gehad het, hulle well-being. Dit maak aan sin, dat die psalms soveel maak van dankbaarheid en dat dit ingelei word. Dis hoe 'n man se lewe is, 'n vrou se lewe, geplant by waterstrome, is ook 'n lewe van dankbaarheid. Twee aspekte wat ek sal wil uitlig. Die een ding is, en die psalms maak dit baie duidelik, dis 'n oordink ding. Mediteer. Oordink is nie overthink nie. Oordink is om na te dink. Ek dink, hoe sê hy, die indrukwekkend is die werke van die Here 'n bron van nadenke vir almal wat vreugde daarin vind. Ek maak dit 'n prioriteit en ek maak dit 'n vreugde in my lewe om te dink oor die goedheid van die Here. Dit wat hy vir my in Christus kom doen het. Dit is die bron van dankbaarheid. Dit is 'n dinkding. Dankoffers was baie intentioneel. Jy het die diertjie gevat, jy het jou reis beplan na die tempel toe, jy het dit gaan offer by die tempel, daar was voorskrifte. Dis intentioneel, dis nie emosioneel nie. Dankbaarheid is nie emosioneel nie, dis intentioneel. Dis 'n oordink, dis wat God in Christus vir my gedoen het en ek dank hom. En vind die effek van dit is, soos wat ek dit oefen, is die boom se wortels besig om te groei. Ek ontdek al hoe meer, maar my lewe is in Christus. Ek is wie ek is in Christus. En hier is wie Christus is, en wanneer ek Christus al hoe meer ontdek, ontdek ek wie God is. God is met my, hy is vir my, hy is in my. Wanneer ek ontdek wie God is, ontdek ek die wêreld is 'n heel ander plek as wat ek gedink het dit is. Hoe John Ortberg gesê, Jesus lived in a God-bathed world. Dankbaarheid verander my perspektief op die wêreld, wat my perspektief op God het verander en my perspektief op myself verander. Dis 'n oordinkding. En dan is dit 'n doending. Onthou jy die bekende storie van die
10 melaatses, Lukas 17, wat Jesus het 10 melaatses gesond gemaak, en toe hulle agterkom, hulle is gesond, toe is daar net een wat omdraai, en kom dankie sê. En jy kom duidelik agter uit wat Jesus sê, hy vra, was daar nie 10 wat gesond geword het nie, waar is die 9 dan? Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hy, hierdie vreemdeling nie, en hy sê toe vir hom, staan op, gaan, jou geloof het jou gered. Deel van ons geloof is om dankie te sê, om dankbaarheid te bring. Dis 'n oordink en 'n bring. Hoe sê ons dankie vir God? Deur gebed. Altyd as ek aan dit dink ek aan Paulus. Hy sit in die tronk. En jy kan maar gaan kyk na sy briewe wat hy uit die tronk uitskryf. Soveel dankbaarheid. Natuurlik was daar ook 'n moeilike tyd in sy lewe, wat hy moed opgegee het. Maar toe hy deur daai gat is, daai donker gat, en hy sê hy het toegeleer om nog meer te vertrou op die God wat dooies opwek. Toe hy deur dit is, toe sy briewe vol dankbaarheid, vol dankbaarheid. Wie weet, miskien was een van die maniere wat hy deur daai gat gekom het, om te dink oor wat God in Christus gedoen het, en om te bly dank, al voel dit nie so nie. Uit die tronk uit skryf hy, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele. Hoor wat doen hy? Dit wat God gedoen het in Christus, weerspieël hy terug na God. Hoe sê daai een liedjie? Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. En dit, Efesiërs 1:3, is die begin van 'n lang gebed. Jy kan gerus daai gebed vat, en dan kan jy dit omsit in meditasie. Dis die wet van Christus wat ons mediteer, en jy kan elke sinnetjie vat en vir God dankie sê vir wat hy vir ons kom doen het in Christus. Ons bring ons dankbaarheid deur gebed. Ons bring ons dankbaarheid deur te sing. Psalm 95 vers 2. Laat ons tot hom nader met dankliedere, met lofgesange juig tot sy eer. Ons bring ons dank aan die Here deur te vertel van sy goedheid vir ander mense. Oor die krag, Psalm 145 vers 6, oor die krag van die ontzagwekkende dade, praat mense van u grootheid, wil ek vertel. En dan bring ons dankbaarheid ook as 'n offer, iets wat ons gee vir die Here. Psalm 116 vers 17, aan u sal ek dankoffers bring en die naam van die Here aanroep. En dit was nou spesifieke voorskrifte vir dankoffer, sekere diere wat hulle gevat het, maar die gedagte het nie tot niet gegaan in die Nuwe Testament. Die Paulus gebruik dieselfde woorde om te beskryf dit wat mense nou doen deur 'n finansiële offergawe. Hy skryf in 2 Korintiërs 9 vers 5, daarom het ek dit noodsaaklik geag om die broers aan te spoor om vooruit na julle te gaan en die dankoffer wat julle vroeër beloof het in orde te kry, sodat dit gereed sal wees as 'n werklike dankoffer en nie as iets wat afgedwing is nie. Hierdie mense het geld bymekaar gemaak vir die Jode wat baie swaar gekry het in Jerusalem, en Paulus sou dan hierdie offergawe gevat het. En nou het hy mense gestuur, maar hy noem hierdie finansiële offergawe 'n dankoffer. Ons gee ook ons dank, ons bring ons dankbaarheid aan die Here ook deur 'n offergawe te bring finansiëel. En dis maniere wat ons inoefen. Mymerend prewel, die Here is goed vir my. Kyk hoe goed is hy vir my. Ek bid, ek sing, ek vertel, ek bring dankoffer. Vriende, die fout wat meeste mense maak as dit kom by dankbaarheid, is mense dink dankbaarheid is gekoppel aan ons omstandighede. Baie keer aan wat ons het, wat ons besit. En as jy net 'n bietjie dink daaroor, sal jy besef, maar dis nie die waarheid nie. Baie mense besit geweldig baie en hulle is die mees ondankbaarste mense wat jy kan dink aan. Baie ander mense het baie min, maar hulle lewens loop oor van dankbaarheid. Baie keer is dit juist die teenoorgestelde. Mense wat jy dink as jy na hulle lewe kyk, joh,
Daai ou het alle rede om nie dankbaar te wees nie, en dan vind jy by daai mense dankbaarheid. Ons dankbaarheid is nie gekoppel aan ons omstandighede nie. Dankbaarheid is 'n ingesteldheid. Dankbaarheid is 'n keuse waarmee mense lewe. En hier is die wonderlike ding van hierdie omgewing, hierdie habitat wat God nou vir ons in Christus geskep het, waarin hy ons lewens geplant het. Ons het nou elke dag oor as genoeg rede om dankbaar te wees ten spyte van ons omstandighede. Beteken nie ons omstandighede maak nie vir die Here saakie, dis hoekom ons dit ook vir hom bring in gebed. En ons bring ons worries, dit wat ons bekommernis het en begeertes het, ons bring dit na die Here toe. Maar in alles, hoe sê 1 Tessalonisense 5? Hy sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. In alle omstandighede kan ek nou deur die wet van die Here te mediteer, dit wat hy vir ons in Christus kom doen het. Dit wie Jesus is, en wat Jesus vir ons wys van wie God is, en wie ons nou in Christus is, om dit te prewel, te mediteer, kan maak dat ek in alle omstandighede dankbaar kan lewe. En dit gaan 'n geweldige impak op jou en my lewe maak. Dit gaan 'n geweldige impak maak op ons groei in ons geloof, ons groei as mens, ons well-being. En dit gaan 'n geweldige impak maak deur ons op die omgewings waarbinne ons lewe. Geen wonder dat die psalmskrywer sê, Psalm 92 vers 2, dit is goed om die Here te dank. As ons praat oor die lewe wat God vir ons in Christus gee, die lewe wat ons nou leef en waardeur Jesus sy koningskap vestig, het God dit goed geskep. Is 'n lewe van gesond wees, gesond word, gesond maak, well-being. En 'n eienskap van hierdie lewe, en iets wat jy kan beoefen, wat jou groei gaan help in hierdie lewe. Dankbaarheid. Dit is goed om die Here te dank. Moenie net dankbaar voel nie. Begin oefen om dankbaarheid te wys, te bring. Na die Here toe, na die mense om jou. Het gaan 'n geweldige impak maak. Ek lees in die week iemand wat op 'n baie donker plek in hulle lewe was. En hulle het besluit om elke dag 'n dankie sê briefie te skryf. Klein, post dit. En die impak wat dit op hulle lewe gemaak het. Dankbaarheid is soos 'n wortelstelsel van 'n boom wat gesond groei. Ek wil jou uitnooi hier aan die einde van die jaar, dis besig, daar's baie dinge wat gebeur, maar ek wil jou uitnooi, terwyl alles so besig is, om die druk 'n klein bietjie terug te druk, en mymerend te prewel, te mediteer, te dink oor God se goedheid in Christus. Bietjie terug te dink oor die jaar, die goedheid van God in Christus, His glory, our story, my story. Hoe het God se goedheid in Christus my hierdie jaar gedra, dinge na my toe gebring, dinge in my lewe 'n werklikheid gemaak, deur my dinge in die wêreld gedoen. Daar's soveel dinge waarvoor ons kan dankie sê, nie net dankbaar wees nie. Kom ons beoefen in hierdie seisoen ons dankbaarheid teenoor die Here en teenoor mekaar. En kom ons kyk wat se impak het dit op die groei van hierdie bome, hierdie plantasie wat die Here nou geplant het, sy mense in Christus, om hierdie wêreld iets te laat proe, vrug dra, iets te laat proe van sy goedheid. 'n Lewe van dankbaarheid, 'n storie van dankbaarheid,
Dis hierdie boom se storie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie, 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 dankie vir wat U vir ons kom doen het in Christus. Hoe indrukwekkend is U groot dade. Dankie dat Jesus deur sy dood en opstanding ons kom plant het, ons lewens kom plant het in 'n omgewing waar ons kan groei, waterstroom van die Heilige Gees wat ons voed met die lewe wat van God afkom. Dankie dat ons in Christus regverdig is tot die lewe. Geregverdig tot die lewe. Dankie, dankie, dankie. En dankie vir hierdie Psalm wat ons van binne af 'n bietjie laat kan sien, hoe lyk hierdie lewe? Hoe lyk hierdie groei? Die wortels onder die oppervlak waar niemand sien nie. Ons bedink U wet. Help ons Heilige Gees om U wet, die woord aangaande Christus te oordink, dit te prewel en dit in dankbaarheid na U toe te weerspieël. Dankie, U het ons geseën met alle goeie seëninge, alle geestelike seëninge in Christus. Ons is U geseëndes. Dankie. Vergifnis, aangeneem, bevry, gevul met die Heilige Gees. Dankie, dankie, dankie. Here, in hierdie tyd waar dinge baie besig is, help ons as 'n gemeente om terug te dink aan U dade en baie intentioneel ons dankbaarheid na U toe te bring. In die naam van Jesus. Amen. Vriende, ek wil jou hartlik uitnooi by jou kampus. Is daar nou 'n tydperk wat ons in 'n generosity tyd ingaan, 'n tydperk wat ons reflekteer oor die goedheid van die Here deur die jaar en ons dankoffers aan die Here bring. Dis 'n tydperk wat ons terugdink aan God se goedheid, want dan kan ons met vertroue ook in die toekoms ingaan. Neem heelhartig deel aan dit, want dit is 'n manier wat jy ook kan groei in dankbaarheid. Die Here seën vir jou.